Ek moet vir julle eintlik glad nie in hierdie klein werkshokkie agter my garage inbring nie, want kyk net, hoe lyk dit? Dis deurmekaar, dis oorvol. Niemand weet waar 'n stuk gereedskap is nie, behalwe natuurlik ek self wat dit daar neergesit het. En kyk hoe lyk my gereedskap. Hulle is oud en vuil. En party van hulle is byna antiek van ouderdom, maar dis die beste gereedskap wat daar is, want dit word gebruik. Daar's baie beter en nuwer stukke gereedskap daar in die hardeware winkel en ek geniet om daar rond te loop en te kyk wat kan 'n mens alles gebruik. Maar dis slegte gereedskap, want hulle is toegedraai in plastiek en hulle word nie gebruik nie. Hulle word eers goeie gereedskap wanneer hulle uitgehaal word en in iemand se hande gevat word en hulle word gebruik. God gee vir sy kerk, vir my, gee hy gereedskap. Geestelike toerusting, die woord wat daarvoor gebruik word is genadegawes, charismata. Dis vermoëns wat hy sê, dis soos gereedskap in jou hand. Ek wil hê jy moet daarmee vir my 'n taak vervul. Jy moet doen, want dis waarvoor ek dit in jou hand gegee het. Wat is charismata? Wat is geestelike toerusting? Dis 'n natuurlike vermoë wat die Here vat deur sy Heilige Gees en dit ekstra krag gee, ekstra fokus, wat hy sê, dit word 'n beter vermoë in my hand. En daardie geestelike vermoë, daardie geestelike toerusting, sê die Here, jy moet asseblief dit raak sien en na waarde skat en dan begin gebruik. Raak sien beteken, ek moet begin kyk, wat is dalk in my hart ingeplant? Wat is uniek aan my, want onthou, gereedskap is verskillende goeders, en die Here sê, ek gaan nie dit wil gebruik vir waarvoor ek hierdie ene ontwerp het nie. Jy het hierdie ding in jou hand, iemand anders het dit in jou hand, daarom hoef jy nie dieselfde te wees nie. Jy hoef nie te dink, omdat ek nie soos daai een is ek nie 'n goeie stuk gereedskap nie. Jy is uniek, jy het die vermoë, want die Here het dit vir jou gegee. En daarom vra die Here van ons, raak oplettend en soek daarin, want die liggaam het jou nodig. Hy gebruik in die Bybel die beeld van 'n liggaam, nie van 'n gereedskapkamer nie. Hy sê, die liggaam van Christus het baie ledemate. Ons gebruik amper iets soortgelyk, ons sê iemand in 'n gemeente is 'n lidmaat, maar dis eintlik beter om te sê ek is 'n ledemaat, want dan besef ek het 'n funksie. Ek is 'n onmisbare deel, want klein, maar onmisbaar nodig. Dus sê hy, kyk na jou gemeente, en jy is dit of dit, en jy moet sê, hier ek gaan gebruik word. Wat is die verskillende vermoëns wat die Here gee? Daar is baie lyste in die Bybel, 1 Korintiërs, Romeine 12, 1 Korintiërs 7 en 12 in Efesiërs 4, maar kom ons vat net die lys van Romeine 12. Daar sê Paulus vir die gemeente in Rome, ek weet, julle het hierdie gawes, en daarom asseblief begin dit gebruik. Byvoorbeeld, die gawe van profesie. Jy's die spontane ene, maar vat die kans dat die Here deur jou begin praat, en jy word die spreker. Daar's die gawe van dien. Dien is weer die een wat sommer net in stilte, harde werk is in die skottelgoed was. As dit jou gawe is, doen dit. Daar's die gawe van lering, waar jy die gawe, die vermoë, die kennis van die woord oordra. Daar's die gawe van bemoediging. Ek het 'n hart wat raak sien. Iemand is moedeloos, het troos, wysheid, berading nodig. Dan asseblief begin berading doen. Jy het die gawe dalk van gee, want jy het 'n bietjie meer in jou sak as iemand anders, en daarom
kan jy meer uitdeel en finansies bydra. Jy het die gawe van leierskap om mense saam te vat en hulle opgewonde te maak en te sê, dis wat ons moet doen. Doen dit. Jy het die gawe van hulp. Jy wil graag, jy sien wanneer iemand sukkel, en dan is jy die een wat sê, hey, wat kan ek doen? Wat kan ek help? Ek wil vandag vir jou vra, kyk wat is in jou hand gegee. En begin dit gebruik. Maar nou is die vraag, hoe weet ek? Dis my vermoë. Dis half maklik. As jy, wanneer 'n geleentheid daar is, oor een ding meer opgewonde is as oor 'n ander ding, dan sê die Here, iets brand in jou binneste. As jy meer opgewonde is om te sê, kom ons kry al die mense saam en ons doen dit, dan het jy dalk die gawe van leierskap, maar as jy die een is wat rustig sê, ek gaan nie skottelgoed was, dan is dit jou gawe. Daarom sê die Here, kyk na wat jou vermoë is en begin om dit te gebruik. Want dis nie die eerste keer wat jy iets gebruik wat dit gaan reg uitwerk nie. Jy moet net sê, Here, geef my die moed. Maak vir my amper so 'n bietjie vreesloos om te begin waag en aan te meld en sê, hier's ek. Want nie almal gaan dit raak sien en vir my sê, kom help asseblief nie. Ek sal maar moet self vorentoe staan en te gaan werk. En as jy dit begin doen, dan waag en hou aan en jou gereedskapstuk word al hoe skerper, al hoe nuttiger, want jy ontwikkel dit en jou gemeente word al hoe mooier. Dinge gebeur, want ek as lidmaat, as ledemaat, vervul my funksie en bou so die liggaam van Christus op in liefde. Ek wil hê ons moet bid vir jou as draer van die gawe en jou kerk wat daai gawe gaan nodig hê en waardeer. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U iewers in my binneste, in my vermoëns, 'n geestelike vermoë gegee het. Maak vir my bewus daarvan. Maak vir my oplettend vir geleenthede en dan, Here, maak vir my vreesloos om dit te begin gebruik, vorentoe te stap en te sê, hier's ek wil, ek gaan. En Here, seën elke kerk met entoesiastiese ledemate. Mense wat met entoesiasme en passie die vermoë wat U gegee het uitlewe. Ons bid vir dinamiese liggame, gemeentes. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek het baie voornemens om hierdie plek reg te pak. Maar ek is nogal baie besig. Dus ek doen baie dinge en dalk is dit beter as regpak. Seënwense.